Soos ek vroeër genoem het, ons is besig met hierdie reeks en ek's regtig so opgewonde oor hierdie reeks en die idee agter dit, ek dink julle het dit nou al gehoor waarskynlik vir 'n paar weke, maar die idee agter my lewe, my lied, ek dink ons het gesê 2 weke terug toe ons die reeks begin het, so met die aanbiddingsaand, meeste van ons stem saam glo ek dat 'n lied waarskynlik nie net 'n lied is nie. Musiek is kragtig en 'n sekere liedjie kan sekere herinneringe by jou dalk losmaak. Dit kan jou terugvat na 'n sekere plek, 'n sekere oomblik en daar's waarskynlik baie emosies wat gekoppel is aan 'n sekere oomblik of tyd of plek in jou lewe. En die idee wat ons het natuurlik met hierdie reeks, wanneer ons geestelike liedjies of 'n liedjie wat dalk 'n impak in my lewe gemaak het of in Jonathan se lewe of waar ook al, dat jy hierdie woorde van die lied sal hoor, maar dat dit meer sal wees net as woorde wat jy hoor, dat dit meer sal wees net as 'n lied wat jy dalk self ook kan sing. Die idee in die hart is dat jy die lirieke ook moet voel. Dat dit op 'n ander manier moet deel raak van jou lewe, dat jy dit nie net hoor nie, maar dat jy dit voel, dat jy dit leef, dat jy dit selfs dalk miskien ten volle uitleef, of dat dit jou in staat stel om jou lewe op 'n ander wyse of op 'n ander manier ook te kan uitleef. En daar's hierdie Anna, ek kan nie onthou wat sy ou se van die EY, maar ek is nie seker gewees wie hy was. Blykbaar het hy die lied geskryf Somewhere Over the Rainbow. So hy het iets geweet van liedjies en musiek, maar hierdie woorde het my nogal aangegryp. Hy het gesê words make you think a thought. Woorde laat jou aan 'n sekere gedagte dink, want dit is hoe taal werk en hoe woorde werk. En ek sê pink olifant en jy dink aan 'n pink olifant. Dis hoe woorde werk. Music makes you feel a feeling. En dan sê hy die volgende: a song makes you feel a thought. Nou ek het so 'n bietjie gaan dink oor hierdie woorde en of dit regtig so is. Kan 'n goeie liedjie jou actually 'n sekere gedagte laat voel? En ek het weer eens net stil geraak by soveel verskillende waarhede of soveel oomblikke in my lewe waar ek hierdie kon besef dat dit waar is. Daar's sekere liedjies wat jy nie net woorde laat hoor nie of woorde laat dink nie, maar woorde of gedagtes laat voel. Dit raak lewendig binne jou in jou lewe vir jou. En vanaand gaan ons kyk na 'n liedjie wat dit vir my gedoen het die afgelope paar maande veral. Good Plans van Red Rocks Worship, geskryf deur Jake Espy en Corey Miller. Nou, van julle ken dalk hierdie lied, baie van julle weer eens ken dalk miskien nie hierdie lied nie. Maar vanaand is ek so dankbaar dat ek net regtig uit my eie ervaring, uit my eie belewenis uit kan sê, hierdie lied het hierdie hele jaar eintlik al, maar spesifiek oor die laaste paar maande 'n ongelooflike impak in my lewe gehad. Omstandighede waardeur ek gegaan het en dinge wat ek beleef het en daar's net soveel dinge wat in hierdie lied vir my vrede gee en kalmte gee en verstaan gee en geloof gee en ek is so dankbaar dat ek vanaand die voorreg het om dit met julle te kan deel. Die koor van die lied of die refrein, dit gaan as volg. Dit gaan ons nou saam sing. He has good plans. He has good plans for me. If I know my Father, I know my Father has good plans. Ek is mal oor, dit is baie eenvoudig, maar ek seker as jy dit hoor later vanaand ook, dan gaan dit vir jou iets baie kosbaar raak wanneer ons die voorreg het om dit saam te kan sing. En ek dink so gepas dat ons hierdie week oor hierdie kan gesels. He has good plans. If I know my Father, I know my Father has good plans. Net verlede week Sondag het ons natuurlik Vadersdag gevier en ek kan nie help nie. Ek dink dit is net nodig om hierdie uit te wys dalk miskien dat jy weet, wanneer dit kom by planne en manne of vaders, daar is nogal iets wat, jy weet, hand aan hand met dit gaan. Ek dink elkeen van ons het 'n storie om te vertel van waar daar 'n sterk mansfiguur of 'n pa of net een of ander tipe man, 'n man met 'n plan gemaak het al in jou lewe. Ons as Afrikaners is baie vertroud met hierdie konsep dat jy weet 'n man 'n plan het of ons sê ten minste 'n boer maak 'n plan. Hierdie idee van manne en planne, dit gaan partykeer so hand aan hand, maar ek hoop ook ons kan vanaand saamstem. Dit beteken nie elke liewe plan wat 'n man al gemaak het is 'n goeie plan nie. Dalk het jy 'n storie van 'n plan wat nie noodwendig so skerp was nie. En weer eens, ek wil jou nie nou dis nie 'n lied noodwendig hierdie gedeelte nie, maar terugvat na 'n spesifieke oomblik in jou lewe. Dalk het daai scenario of daai storie begin. Die scene was geset of die stage was geset toe die volgende woorde gesê is: "Wag, watch hierso." En jy wil nie daai storie weer oor vertel nie. Jy wil dit definitief nie in die kerk hardop vertel dalk nie. Of dalk miskien 'n beter een. Dalk is hierdie relevant. Dus die plan het begin of dit het dalk oulik geklink toe ek gesê het: "Wag, hou gou my bier vas. Watch hierso." En dit het goed geklink, maar die plan was dalk nie so effektief gewees nie, maar tog weet ek hierdie van jou. Jy is vanaand hier en ek is vanaand hier en ons almal het definitief iets in gemeen. Jy het al planne gemaak in jou lewe wat nie so great was nie, jy het ander mense gekry om in te koop by dit.
Jy het ander mense gekry om te sê, okay, ek weet nie so mooi nie, maar kom ons doen dalk die volgende, of dalk is jy hier en jou storie is, nee, ek was al deel gewees van planne wat die Here weet, ek het dit nie uitgedink nie, ek was deel van die plan, en iemand het my oortuig om saam te gaan, en daai plan ook te volg, alhoewel ek geweet het, dit is dalk nie noodwendig die beste ding nie. Kyk, as ek dink aan, goeie tye, as jy groot word in Sasolburg, kyk, dan moet jy planne maak, jy moet planne maak, om geëntertain te word in Sasolburg, en van my beste tye, was nie altyd goeie planne gewees nie, maar ek kan nie die hele volledige stories altyd vertel nie, maar kom ons sê dalk net die volgende, 'n paar woorde. Opel Corsa, Offroad, Sasolburg Dakar. Dit was goeie tye, julle. Dit was baie goeie tye. Dit was nie altyd die beste planne nie. Ek mis my Corsa so baie. Dit was eintlik 'n ander geleentheid daai. Die Sasol Dakar het nooit enigiets aan daai Corsa gedoen nie, maar nie elke plan is 'n goeie plan nie, en jy weet dit en ek weet dit nie, maar as dit waar is, wat kry ons dan op 'n plek waar ons 'n plan sal volg? As 'n mens weet sekere planne gaan goeie planne wees en sekere planne gaan dalk nie goeie planne wees nie, maar ons almal is op 'n plek waar ons al slegte planne gemaak het en ander mense gekry het om dit te volg. En jy was dalk in 'n situasie waar iemand anders 'n slegte plan gemaak het, maar jy was bereid geweest om daai plan te volg. Wat maak dat jy bereid sal wees om 'n plan te volg? Selfs wanneer jy dalk hoor die plan en dan sê jy hierdie woorde, maar hierdie is nie 'n goeie plan nie. Ek hoor wat hierdie persoon sê. Ek hoor wat hierdie persoon verduidelik. Ek hoor dit voel hierdie is nie 'n goeie plan nie, maar somehow gaan ek met dit, of somehow oortuig ek hulle dat hulle ook met dit gaan. En hierdie is wat ek besef het. Ons is geneig om 'n plan te volg of om saam met 'n plan te gaan. Iemand wat dalk moontlik inspraak in jou lewe het, weier as net daai een oomblik of daai een plan. Dalk miskien kan jy terugdink aan 'n plan wat jy gevolg het want dit was 'n baie goeie vriend gewees. En daai vriend het nie 'n goeie vriend geraak omdat hulle daar iets gesê het wat klink soos 'n goeie plan nie. Dit was 'n goeie vriend gewees omdat julle al vir baie lank 'n pad saam gestap het en baie herinneringe saam gedeel het. En die plan het dalk nie goed geklink nie, maar omdat dit 'n goeie vriend was ons bereid om saam met dit te gaan. Dalk was dit 'n dokter gewees. Die dokter het vir jou gesê, luister jy, okay, maar hier is die plan, hier is wat ons moet doen, ons moet opereer, en jy het gesê, ek weet nie so mooi of hierdie 'n goeie plan is nie, maar jy het nie vir die dokter gesê, okay, maar wag, voor jy dit doen, kan ek asseblief net gou jou matrieksertifikaat sien, kan ek, wys my net, ek wil net seker maak van al hierdie goed nie, jy was dalk miskien onseker geweest, maar ons is bereid om saam met dit te gaan, of dalk selfs was dit in jou lewe 'n ouer, 'n pa of 'n ma geweest, en jy is so seker of dit die beste plan is nie, maar jy is bereid om saam met dit te gaan, en hierdie is die geheim, die sleutelwoord agter dit alles. Dit kom neer op vertroue. Vertroue is die verskil tussen 'n plan wat 'n mens hoor, 'n plan wat ek bereid is om dalk te volg, 'n plan wat ek miskien ander mense kry om ook bereid te wees om te volg, of dit 'n goeie plan is of nie. Vertroue is dikwels die sleutel agter hierdie. En die vertroue is nie soseer altyd in die plan nie, selfs dan daai kere wanneer 'n mens dalk hierdie woorde voel of hierdie woorde hardop sê, hierdie is nie 'n goeie plan nie. Ek weet ek moenie hierdie doen nie. Ek weet ek wil nie hierdie doen nie. Ek weet ek wil nie hierdie plan volg nie. Ek dink nie hierdie is 'n goeie plan nie, maar weet jy wat? Kom ek gee vir jou die benefit of the doubt en kom ek vertrou jou, want dis wat ek doen. Ek vertrou jou, en kom ons kyk dalk miskien wat gebeur. Die vertroue wat baie keer die verskil is of 'n plan gevolg word of nie gevolg word nie. Dit gaan nie soseer eers oor vertroue in die plan nie, maar vertroue in die persoon of die verhouding. Dis waar 'n plan dalk miskien nie net 'n goeie plan is of 'n goeie plan klink nie, maar gevolg word. En hierdie lied, Good Plans, dit praat nogal juis oor hierdie. Die idee dat dit nie net 'n goeie plan is omdat dit 'n goeie plan klink nie, maar dit praat oor verhouding. Praat oor 'n persoon. En hoekom dit dalk miskien meer relevant is. So die lied begin as volg. Hier is die eerste vers, die heel eerste lirieke. The Lord is my shepherd, and he is everything I need. So I will not worry, I will not fear the enemy. Klink hierdie bekend? Het jy hierdie woorde al gehoor of iets soortgelyk? Ek seker daarvan hierdie woorde klink bekend. Dit laat jou waarskynlik dink aan een van die bekendste psalms, een van die beste psalms, een van die beste skryfstukke wat al ooit geskryf is, Dawid, 'n psalm van Dawid, Psalm 23, die Here is my herder. Hierdie lied is baie sterk geïnspireer en geskryf vanuit eintlik hierdie psalm wat so kragtig is, wat al so baie mense so bemoedig het en so baie waarheid vir hulle gebring het in moeilike tye in hulle lewe. En hierdie lied wat praat oor good plans is baie geïnspireer hier uit. Ons weet natuurlik hoe Dawid begin in vers 1 van Psalm 23, dan sê hy spesifiek, die Here is my herder, niks sal my
ontbreek nie. Ek wil vra die span dat ons net gou teruggaan na die vorige een toe waar die lirieke op is dan. The Lord is my shepherd, die Here is my herder. En in Afrikaans sê hy niks sal my ontbreek nie. En ek's mal oor hoe hierdie skrywer hierdie woorde gebruik. He is everything I need. Daar's verskeie maniere waarop Psalm 23 al vertaal is en van die verskillende vertalings in Engels, selfs in Afrikaans, praat oor die idee niks sal my kort kom nie. Niks sal my ontbreek nie. Ek het alles wat ek nodig het, maar ek's mal oor hoe hierdie lied 'n baie spesifieke rede vir 'n dadelik koppel. Die Here is my herder, the Lord is my shepherd en hy is alles wat ek nodig het. Nie net kom ek niks kort nie. Nie net gee hy vir my alles wat ek nodig het nie. Hy is alles wat ek nodig het. Mense kan dalk miskien dink dat Dawid in hierdie gedeelte wanneer hy hierdie skryf, nie noodwendig praat. Obviously wanneer mens Psalm 23 lees, ek dink jy mense lees Psalm 23 en dink dadelik aan hierdie prentjie van iemand wat 'n plan maak, nie? Maar Dawid is nie besig om 'n Psalm te skryf oor 'n ongelooflike planmaker nie. Die Here is die ou wat my planne maak, nie? Hy skryf oor 'n persoonlike verhouding. Die Here is my herder. Hy is die een wat my begelei. En omdat hy dit is en omdat hy alles is wat ek nodig het, kan ek my vertroue in hom plaas, selfs al voel 'n plan nie noodwendig goed nie. En hier is waar Psalm 23 of vir so baie mense dan baie beteken het, want ons gaan baie keer deur seisoene en omstandighede en dinge in ons lewe wat ons voel, maar ek weet nie wat God se plan vir my op hierdie oomblik is nie. Dit wat ek nou voel, dit wat ek nou beleef, voel nie vir my soos 'n goeie plan nie. Maar ek plaas nie nou my vertroue in 'n plan nie, ek plaas my vertroue in 'n persoon. Dit gaan oor die persoon, dit gaan oor hierdie verhouding met die herder wat ons begelei. Die lied gaan dan voort. Die volgende lirieke sê, he said that he loves me. He said that he's with me. He's by me. Even though I walk through the valley of shadow and death. And still I know he has good plans. Dit is 'n eenvoudige observasie. Die herder se planne is goed. Selfs al is jou omstandighede nie goed nie. Want hy is by jou. Selfs al gaan jy deur dinge wat nie goed is nie, wat nie deur enigiemand beskryf hoef te word of kan word as iets wat goed is nie. Ek dink nie enigiemand hoef te beskryf 'n valley of shadow and death as nee, dis 'n goeie ding, hier is 'n goeie tyd, hier is die highlight reel tyd van my lewe nou nie. Dis nie enigiemand sal dit so beskryf nie, maar hierdie leer vir ons eintlik hierdie idee dat sy planne bly goed, selfs al is ons omstandighede nie goed nie. Ons plaas ons vertroue weer eens, nie noodwendig in 'n plan wat goed is of goed lyk of goed voel nie. Ons plaas ons vertroue in hom en as ons glo hy is goed, gee dit vir ons daai dieper betekenis of daai dieper perspektief waar 'n mens dalk so 'n bietjie verder kan kyk as net die huidige omstandighede. Natuurlik skryf Dawid dit so in die Afrikaans in vers 4, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, of ander vertaling deur donker dieptes, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Nou iets wat ons dalk miskien baie keer nie verstaan wanneer ons 'n Psalme lees so bekend soos hierdie en ons hoor hierdie woorde en ons sien hierdie prentjie en ons weet hy praat van groen weivelde en waters van rus en dis mooi dinge, dis oulike dinge, dis pragtige dinge, maar ons kry baie keer nie die prentjie van 'n herder met 'n stok en 'n staf nie, want dis nie noodwendig iets wat ons algemeen mee werk of mee te doen kry nie. Maar as jy so 'n bietjie navorsing gaan doen oor hoe dit gelyk het so plus minus 3000 jaar gelede in die tyd en die konteks wat Dawid hierdie skryf en hy was self 'n herder gewees, hy het geweet hoe lyk die werk van 'n herder, hy het self skape opgepas en hy het hierdie tools gebruik, hierdie apparate, hierdie toerusting wat hy hiervan praat, 'n stok en 'n staf en is twee verskillende tools gewees wat 'n herder sou gebruik het om sy skapies te beskerm teen enige bedreigings of gevare wat dalk mag wees en spesifiek die stok sou daarvoor gewees het. Die stok was iets gewees waarmee hy aangeval het. Wanneer daar iets anders aangeval het, dan kon hy teruggeveg het met hierdie stok. Hy kon dit gebruik vir beskerming, maar meer as dit ook, die deel wat nie altyd so lekker is nie, daai selfde stok kan ook gebruik word natuurlik om dissipline toe te dien, wanneer dissipline moet uitgedien word. En hierdie is die rol van die stok, maar dis nie al wat die herder het nie, hy het ook die staf. En die staf is nie noodwendig net 'n reguit stok nie of 'n herderstaf, of 'n herderstok. Dit is 'n stok wat so effens 'n krompunt vooraan het en jy het al 'n prentjie gesien dalk van hierdie stok wat so effens 'n ronding aan die voorkant het. En hierdie sou 'n herderstok wees of 'n staf wees dan wat die herder spesifiek gebruik het om die skape te begelei.
En jy kon 'n skaap wat so 'n bietjie afdwaal, dalk miskien gryp om die nek met hierdie staf en so 'n bietjie nader trek. Jy kon rigting gee, jy kon rigting aandui, jy kon begeleiding gee vir paaie. En dit is wat die rol van die herder was. En hoekom Dawid van dit skryf, want as 'n herder moes hy hierdie gedoen het vir sy skape. Hy moes hulle beskerm teen beere of teen leeu's of teen diere wat wil aanval en wat gevaarlik is. En hy sê, maar dis wat God vir my ook doen. God gebruik sy stok en hy gebruik dit om my te beskerm. Maar wat ek ook moes doen as herder, so nou en dan moes ek my skape dalk so 'n bietjie dissiplineer en dan het ek 'n stok daarvoor gehad. Maar dis nie al wat die rol is nie. Partykeer dan daal daar 'n skaap af en dan gebruik ek my staf en ek trek hom nader. En ek wys hom die pad aan. Ek gee vir hom rigting, ek begelei hom en dit is presies wat God vir my ook doen. Dis nie altyd lekker nie. Dis nie altyd gerieflik nie. Dis nie altyd wat 'n skaap wil hê moet gebeur nie, maar die herder weet wat beste is. En die herder sal hierdie tools gebruik in sy beskikking of in sy hande en dinge in ons lewe om hierdie te kan bereik. En dan spesifiek praat hierdie lied oor vertroue in dit. Al is dit nie altyd lekker nie. Why would I question the rod and the staff that comforts me? Ek vind al amper vertroue en rustigheid. Ek word vertroos, kry vertroosting in hierdie dinge wat God doen, al is dit nie altyd lekker nie. Ek gaan deur dinge wat baie keer moeilik is, maar ek kan vertroosting kry en want ek weet God gebruik hierdie dinge tot my beswil. En hy is die een wat my beskerm en my begelei. Maar meer as dit weet ons ook dat hierdie Psalm praat nie noodwendig net van aanvalle en dinge wat moeilik is en dan moet daar iets wat daar deur van buite af kom aangespreek word nie. Hierdie Psalm gee ook eintlik vir ons 'n prentjie van wat God meer as dit kan doen. En hierdie lied gebruik hierdie volgende woorde wat vir my so mooi is. Dit sê, He quiets the waters, He quiets the storm inside of me. Waters waar rus is, dis waar hy my bring, maar die herder wat ek en jy ken, en die herder waarmee ek en jy 'n pad stap, as jy 'n pad stap saam met hom, stel nie net belang daarin om jou te begelei op verskeie paaie en mooi weë en ja, selfs deur die dal van doodskare weë en alles wat buite is om jou van dit te beskerm nie. Hy stel belang oor dit wat binne jou ook aangaan. Dit wat jy voel in die binneste. Dit wat jy beleef waar niemand anders dit kan sien. Of niemand anders kan weet wat storms dalk in jou lewe bestaan nie. Dis nie uitwendige storms nie. Maar dit wat ook miskien aan die binnekant van jou gebeur en waardeur jy gaan. Wanneer ek hierdie woorde lees of wanneer hierdie woorde in die lied opkom, dan kan ek jou help om vir 'n oomblik net ek vergeet nie van Psalm 23 nie, maar ek sien dan net weer hierdie bewys in die Nuwe Testament in die evangelies, die stories oor Jesus se lewe. Hy het self gesê hy is die goeie herder. Dis Jesus wat hierdie rol vir ons kom vertolk. En in hierdie spesifieke gedeelte in die evangelie, daar's verskeie gedeeltes waar ons hierdie eintlik sien, maar waar Jesus opkom en waar hy 'n storm stil maak. En ons kyk baie keer vas in hoe Jesus seggenskap en autoriteit het oor allerlei eksterne omstandighede en moeilike weeromstandighede, maar ons vergeet dat hy eintlik nie net daai storm stil maak nie, hy maak ook inwendige storms stil. En spesifiek in Lukas 8 lees ons van hierdie gedeelte waar die disippels bang was en hulle is op hierdie bootjie en is op die see van Galilea en daar's storms en hulle is vol vrees en daar's dalk 'n storm buite, maar die grootste storm is hier binne en Jesus gaan en hy doen iets. Hulle sê, hulle gaan toe na Jesus toe en maak hom wakker met die uitroep, meneer, ons vergaan. Hulle sien die storm, maar hulle praat van iets wat hulle besig is om te bedreig, nie net buite nie, ons vergaan. Toe staan hy op, bestraf die wind en die golwe. Hulle het bedaar en daar het stilte gekom. Bedaar wind, bedaar golwe en daar het stilte gekom. En in hierdie spesifieke vertaling in Lukas 8, daar het stilte gekom. Hou ek nogal van hoe hierdie vertaling nie noodwendig dit baie duidelik maak presies waar die stilte is nie. Ons weet uit konteks en uit ander gedeeltes of uit ander voorbeelde van hierdie selfde waarheid dat die stilte plaasvind reg rondom die bootjie. Die storm raak stil en die boot self raak stil. Die disippels hou op skree, hulle hou op paniek, hulle hou op mal gaan. Daar's 'n stilte wat plaasvind, maar wanneer ek hierdie woorde spesifiek lees en daar het stilte gekom, wonder ek of jy dalk miskien op 'n plek in jou lewe nou is waar jy dit so erg nodig het. Waar jy dit so begeer om te kan sê, maar daar het stilte gekom. Het
voel of alles om my net lawaai en raas en besig is en gevaarlik is en wanneer ek nuus kyk dan sien ek niks positief nie. Wanneer ek vorentoe kyk na hierdie week en wat hierdie week op pad is, dan sal niks goed vir my om te sien nie. Wanneer ek net dink, ja, maar ek weet nie hoe gaan ek die res van hierdie maand kom nie. Ek weet nie hoe gaan ek die ligte aanhou nie. Ek weet nie hoe gaan ek by die werk kom nie. Ek weet nie hoe gaan ek wat ook al doen nie. Ek het net nodig om stilte te beleef. 'n Storm om stil te raak. Toe ek daai slegte nuus gekry het net nou verlede week. Dit het my wêreld omver gegooi en ek het nodig om nou te voel hoe iemand opdaag en vir my stilte kan gee in my storm. En dalk sit jy hier vanaand en jy begeer so vir stilte, maar al wat jy beleef is net die storm. Jy ken die herder van Psalm 23, maar jy is tans nie by daai gedeelte van die Psalm wat ons praat van groen weivelde en waters van rus nie. Jy's in die storm. En jy begeer net daai stilte. Nou hier is hoe hierdie lied Good Plans die volgende deel sê. So, I will take heart in deserts and gardens because he has good plans. He has good plans for me. Jy sien die planne wat ons vanaand oor praat en wat ons vanaand oor gaan sing, he has good plans for me. Dit voel nie altyd vir ons goed nie. Kom ons wees eerlik met mekaar vir 'n oomblik. As jy 'n mens is wat al vir langer as, ek weet nie, ek wil sê 2 minute, 'n pad saam met die Here stap, dan het jy al gevoel, ek weet nie of hierdie 'n goeie plan is nie. Ek weet nie of dit wat ek nou beleef, of ek nou deurgaan, of dit regtig goed kan wees nie. Ek weet nie of hierdie storm regtig iets is wat ek wil beleef of ervaar in my lewe nou nie. En ek wil regtig net vanaand die playing field level maak. As jy al ooit soos dit gevoel het, is niks fout met jou nie. Nie 'n probleem met jou nie. Jy het nie noodwendig iets verkeerd gedoen nie. Jy is maar net een op 'n lang lys van mense wat geloof plaas in iemand wat beter planne kan maak as ons wat al gevoel het, ek weet nie of hierdie 'n goeie plan is nie. Jy is nie geïsoleer nie, ons almal kan daai storie vertel. In die skrif sien ons oor en oor mense wat hierdie storie kan vertel. Ek dink spesifiek aan iemand soos Abraham, wat hierdie planne het en hierdie idees het en hierdie drome het en God gee vir hom uiteindelik 'n seun, Isak, en dan op 'n stadium dan sê God vir hom, Abraham, wat ek wil hê jy moet doen is jy moet jou seun Isak vat en ek wil hê jy moet hom gaan offer. En ek weet nie van jou nie, maar as ek Abraham was en luister ek na dit en dan sê ek, Here, goeie plan. Kom ons doen dit nie. Dis nie my reaksie nie. Dis nie my gevoel nie. Soos dalk dink miskien aan Noag. Ons het net vanoggend begin met 'n reeks by die oggenddienste waar Marius praat oor Noag en om iets te bou en ons vergeet baie keer hierdie, want die storie is so bekend. Noag bou 'n ark, maar ons vergeet dat in daai tyd, in daai konteks, is Noag uitgelag deur almal om hom. Hulle sê maar Noag, jy bly nie naby water nie. Hoekom wil jy 'n boot bou? Wat se reën praat jy hierso van? Ek sien nie enige reën of wat, ek wil nie. Hulle lag hom uit en vir jare en jare en jare moet Noag opdaag en 'n ark bou. En ek weet nie van jou nie, maar as ek Noag was, sou ek dalk gedink het, ek weet nie of hierdie 'n goeie plan is nie. Josef word verkoop deur sy boeties as 'n slaaf in Egipte gaan woon. Hy nadat hy op 'n stadium hierdie droom gedroom het dat God hom gaan koninklik 'n rol laat vertolk, dat hy gaan regeer, dat hulle voor hom gaan buig en dan vind hy homself in die tronk en hy vind homself in die onmoontlikste te plek en dan ek weet nie of hy dalk dink, Here, maar hierdie is nie 'n goeie plan nie. Ek weet nie of ek hier moet wees nie. Jona kry 'n opdrag van God, maar gaan na Ninive toe en dis 'n plek waar profeet nie wil gaan nie. Here, dit is nie 'n goeie plan nie. Daar's soveel stories van mense wat iets hoor van God en iets beleef en dit voel nie altyd soos 'n goeie plan nie. En baie keer wanneer ons God se planne begin betwyfel, is wanneer ons in 'n moeilike plek, moeilike tyd in ons lewe is. Dis wanneer ons miskien is nie in die garden gedeelte van om 'n pad saam met God te stap nie, maar wanneer ons is in die woestyn. En dit gaan moeilik. En dit maak nie sin nie. En ek kan dit met julle deel vanaand dat die laaste tyd vir my dalk dit was. So 'n bietjie meer van 'n woestyntyd as 'n tuintyd. So 'n bietjie meer van 'n desert as 'n garden. Dit kan nogal moeilik wees. Ek het dit nou genoem. Net verlede Sondag vier ons Vadersdag. En Vadersdag is vir baie mense 'n dag van dankbaarheid en om te celebrate
en om te eer die Vader wat God vir hulle gegee het. Maar vir baie mense is dit 'n baie moeilike dag. 'n Uitdagende dag. Dalk miskien vir van ons, en ek's bewus van hierdie ook, was verlede Sondag dalk nog 'n spesiale dag en 'n kosbare dag gewees, maar in hierdie week het omstandighede so uitgespeel en so gedraai en verander dat dit dalk miskien so 'n bietjie moeiliker voel vandag. Nou vir my persoonlik, Vadersdag was nog nooit regtig vir my 'n uitdagende tyd of 'n moeilike dag eintlik nie, wat eintlik vreemd is. Hierdie was die 20ste Vadersdag wat ek gevier het vandat my pa self oorlede is. Ek was nog 'n laaitie gewees toe hy oorlede is en dit was swaar geweest. Dit was nie lekker geweest as 'n laaitie as dit Vadersdag is en almal anders te kan Vadersdag vier nie, maar dit het nie so groot impak op my lewe gehad ooit regtig nie. Maar ek kom agter nogal die laaste tyd. Die laaste paar jaar raak dit vir my moeiliker. Raak dit vir my swaarder. Hierdie week toevallig ook net die 22ste, 21ste verlede week Vadersdag, die 22ste sou my pa sy 65ste verjaarsdag gevier het. Die dag na Vadersdag en dit is net moeilik. Dit is nogal nie lekker nie. En wat ek agtergekom het, soos wat ek die laaste paar jaar eintlik in hierdie stryd gewikkel is Vadersdag was nooit vir my regtig 'n uitdagende of 'n moeilike dag nie, maar dit raak vir my moeiliker soos wat ek ouer raak en soos wat ek self hierdie begeerte in my hart koester om Vadersdag te kan vier, om 'n vader te kan wees. En dis moeilik. Hierdie jaar, Here se genade is baie goed. Ek en Christina 6 jaar getroud. En ons is so dankbaar dat ons kan getuig van 6 jare. Kyk, dis nou nog nie 7 sakke sout nie, maar dis al 6 klein sakkies. Maar na 6 jaar, jy weet, ons is baie lief vir mekaar. Dis nie dat ons minder met mekaar wil praat of minder tyd met mekaar wil spandeer nie, maar ons is nou reg om nog so 'n paar ander arpientjies ook in ons huis in te laat. Dit sal great wees, dit sal lekker wees en ons is jonk getroud en ons sê nogal vir mekaar natuurlik vroeg ons is jonk getroud, maar ons baie tyd, ons kan ontspan en dan raak 'n jaar 2 jaar en 2 jaar raak 4 jaar en voor jy weet sien dan is dit 6 jaar en 'n mens wonder, 'n mens twyfel. En wanneer ek sê dat hierdie week vir my 'n uitdagende of 'n moeilike week is, dan besef ek dis eintlik nie net emosies wat ek dra van hierdie spesifieke week nie, dis goed wat al lank kom. En hierdie is iets wat nie baie mense weet nie, maar dis wel iets wat ons deurgegaan het 'n paar maande gelede. Na baie jaar van probeer en vertrou op God se plan op sy tyd. Desember vakansie gebeur een van die ongelooflikste dinge met ons. Ons vind uit Christina is swanger. Ons kan dit nie glo nie. Ons is so dankbaar teenoor die Here vir dit en die trane loop so wat ons dit vier en so dankbaar is daarvoor. En ons gaan 2026 binne met ander emosies, ander harte, met ander planne, met 'n ander idee vir hoe hierdie jaar moontlik kan lyk. Net vir dit om baie vinnig te verander en te draai. Op die dag wat ons ouers bymekaar kry en hierdie nuus met hulle deel en die trane loop en ons is dankbaar en ons bid saam en ons is vol emosie. Net 'n paar minute na dit gaan Christina badkamer toe en sy begin bloei en die bloed hou nie op nie. En 'n dag wat vir 'n oomblik die beste dag van ons lewe is, verander in een van die swaarste en moeilikste en slegste dag net van 'n mens se lewe. Mense gaan so vinnig van 'n garden. Dit is 'n tuin. Dit is mooi, dit is rooskleurig en ewe skielik verander dit in heeltemal die teenoorgestelde. En ek weet jy sit van ons vanaand hier wat ons eie stories kan vertel. Ons sit in 'n woestyn. Ons sit in moeilike tye en dit is moeilik om te sê en om te glo en te vertrou, maar hy het goeie planne. Maar vanaand wil ek jou net so hiermee uitdaag en jou so hiermee bless dat jy hierdie woorde sal hoor en sal glo. Jy wat sit in 'n woestyn of jy dalk miskien sit in 'n tuin, hier is die een waarheid en die een konstante, ongeag waar jy jouself vind, God verander nie waar jy is nie. Ongeag waar jy is of waartoe jy gaan, dit verander niks van wie hy is nie, want ons plaas nie ons vertroue in 'n plan nie, ons plaas ons vertroue in 'n persoon, in die herder, wat baie beter weet as wat ek en jy ooit kan doen. Dis hoe ons dit kan sê van ons vertrou nie jou plan omdat ons dit verstaan nie, want die hemel weet ek verstaan nie altyd die plan nie. En ek weet nie of ek ooit sal kan sê nee, ek verstaan die plan nie, maar ons vertrou dit omdat ons die een wat die plan het, ken en vertrou. En dalk kan jy 'n storie vertel van 'n woestyn, 'n miskraam, 'n afdanking, 'n gesondheidsuitdaging, 'n siekte wat oor jou pad gekom het, maar ek wil jou so uitdaag, moenie net vaskyk en daai nie, want elkeen van ons kan ook 'n storie vertel van 'n tuin. As ek dink aan my en Christina se storie, dan dink ek, ja, ons is so geseënd. So geseënd dat ons mekaar het. So geseënd dat ons gesond kan wees. So geseënd dat God nog steeds goed is vir ons.
So geseën dat ons kan getuig van ons eie persoonlike wonderwerk wat al hoeveel keer met ons gebeur het dat 'n sondaar soos ek dat God my siel kan red. Dat hy vir my ook kan lewe gee. Of jy jouself vind in 'n tuin of in 'n woestyn, dit verander nie niks van wie God is nie. Jou lewe staan nie stil daar nie. En jou lewe kan nie stil staan waar ook al jouself vind nie, want God is besig om saam met jou op pad te stap en meer as dit. Gaan die lied vorentoe en die lied sê die volgende: Surely your goodness and mercy will follow after me. So fear will not find me, because I'll be dwelling in the house of God. Woorde wat weer eens kom uit Psalm 23. Net goedheid en guns sal my volg op die volgende een. Al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Die woord wat gebruik word hier in Hebreëus vir dit wat my volg, dit wat my agteruit gaan, surely goodness and mercy will follow me. Dis nie net 'n passiewe stap so bietjie saam op pad nie. Hierdie is God wat jou pursue. Sy goedheid en guns hardloop agter jou aan, ongeag waar jy is of waartoe jy gaan. Dis nooit ver nie, dit is naby. En dis hoekom ons geloof en ons vertroue in hom kan plaas. En hier is hoe die lied dan eintlik eindig, weer net met die koor. So I will take heart in deserts and gardens. He has good plans. He has good plans for me. If I know my Father, I know my Father has good plans. En wanneer ek hierdie woorde sien, dan sit ek die klem op daai if I know my Father. Van dis wat gaan bepaal in my opinie of ek en jy dit maak hierdie seisoene wat moeilik is, of ons hom ken of hom nie ken nie. As ons hom ken en ons weet wie hy is, ons kan ons vertroue in hom plaas in plaas van die omstandighede, verander dit alles. So ek wil jou vanaand nooi dat jy saam met my 'n oomblik vat om hierdie lied meer lewendig te maak. Nou vra die span vir ons vorentoe kom en hulle gaan vir ons lei in 'n moment waar ons saam hierdie kan sing, waar ons saam hierdie kan verklaar. If I know my Father, I know my Father has good plans. Alhoewel die lied gebore is uit Psalm 23, kan ek nie help maar om net raak te sien hierdie bekende skrifgedeelte, Jeremia 29 vers 11 natuurlik, wat sê ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Hy weet. Ek weet nie. Jy weet nie. Ons wil graag baie keer weet, maar ons gaan nie altyd alles weet wat hy weet nie, maar ons hoef nie die een te wees wat die plan te maak nie. Ja, 'n boer maak 'n plan en 'n man het altyd 'n plan, maar as jy vanaand hier sit en jy kan saam met my relate, ek weet nie of ek altyd weet nie. Inteendeel, ek weet dat ek nie altyd weet nie. Wil ek jy met die volgende weet, jy hoef nie te weet nie. Want hy doen. Hy weet. En hoekom ons hart in hierdie kan plaas is presies wat ek nou gesê het, ons vertrou nie 'n plan omdat ons die plan verstaan of omdat ons dit ken nie, maar eerder omdat ons die een wat die plan het, ken en vertrou. So vanaand wil ek net vir jou een laaste vraag vra voordat ons so saam opstaan. En dan saam met die diens afsluit deur net ons harte na God toe te bring. Ons fokus op hom in te plaas. Ek wil vanaand vir jou hierdie vraag vra. Waar moet jy kies om te vertrou? Vanaand, waar moet jy vertrou dat God se planne beter is as jou vermoë om dit te verstaan? Ons is skuldig hier en dat ons baie keer bereid sal wees om hierdie plan te vertrou, solank as wat ons hom verstaan. Solank as wat ons hom ken. Solank as wat ons hom weet. Maar jy moet weet, die Here gaan baie keer jou vat deur 'n dal van doodskade weer. Dit gaan nie vir jou so voel soos 'n goeie plan nie. Jy gaan dit nie ken en jy gaan dit nie verstaan nie, maar waar? In wat se opsig? Wat is daai area of daai situasie in jou lewe tans nou vanaand? Waar jy moet sê, Here, ek weet nie of ek hierdie verstaan nie, maar ek gaan kies om te vertrou. Ek gaan kies om U te vertrou in plaas daarvan om die plan 100% te moet verstaan. So kom ons staan asseblief almal so saam en net so voordat ons saam sing, so wat ons staan, wil ek net 'n oomblik vat om so vir ons te bid en dan gaan ons hierdie lied saam sing. Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand net kan erken en kan verklaar, ons weet nie altyd nie. En party van ons vanaand, Here, ons vind onsself in 'n woestyn, in 'n desert, en ons wens ons was in die tuin. Ons wens ons was in die garden. Ons wens ons was in groen weivelde met waters van rus, maar Here, dalk beleef baie van ons vanaand 'n storm, dalk nie eers buite nie, maar dalk in die binnekant. Kom staan stil vanaand by ons, Here. Kom vul ons harte, Here, met geloof, kom vul ons met moed en help ons om ons oë en ons fokus in te stel. Here, nie op dit wat ons nie kan sien of nie kan verstaan nie, maar help ons om U te sien. En ek bid, Here, dat wanneer ons vanaand hierdie woorde sing,
If I know my Father, I know my Father has good plans. Dit wat ons dalk nie nou verstaan nie, Here, mag ons dit in U hande plaas. Mag ons U daarmee vertrou. En mag ons hierdie gebruik as 'n kreet, Here, as 'n sang om te veg. Wanneer ons deur die moeilike en uitdagende tye in die lewe gaan om te sê, U is nog steeds met ons. Dankie, Here, dat U nie verander nie, wanneer ons omstandighede moeilik is of sleg is. Dankie dat U altyd naby is. Dankie dat U ons by die hand vat. Dankie dat U ons beskerm. Dankie dat U ons begelei. En dankie dat ons vanaand hierdie kan sing, om ons harte vol te maak met U woord en U waarheid, en ons nader aan U hart te bring. In Jesus naam. Amen en amen. Kom ons sing dit saam. The Lord is my shepherd, and He is everything I need. So I will not worry, I will not fear the enemy. He said that He loves me, He said that He's with me, even though I walk through the valley of shadow and death, and still I know He has good plans. He has good plans for me. So I will take heart in deserts and gardens. He has good plans. He has good plans for me. If I know my Father, I know my Father has good plans. The Lord is my Savior, so why should I doubt my victory? Why would I question the rod and the staff that comforts me? He quiets the waters, He quiets the storm inside of me. So what could be better than walking with Him where I believe He has good plans? He has good plans for me. So I will take heart in deserts and gardens. He has good plans. He has good plans for me. If I know my Father, I know my Father has. He has good plans. He has good plans for me. So I will take heart in deserts and gardens. He has good plans. He has good plans for me. If I know my Father, I know my Father has good plans. Surely your goodness and mercy will follow after me. So fear will not find me, 'cause I'll be dwelling in the house of God. Surely your goodness and mercy will follow after me. So fear will not find me, 'cause I'll be dwelling in the house of God. Surely your goodness and mercy will follow after me.
take heart in deserts and gardens. He has good plans. He has good plans for me. If I know my Father, I know my Father has. He has good plans. He has good plans for me. So I will take heart in deserts and gardens. He has good plans. He has good plans for me. If I know my Father, I know my Father. He has good plans. He has good plans for me. So I will take heart in deserts and gardens. He has good plans. He has good plans for me. If I know my Father, I know my Father has good plans. Dankie Hemelse Vader dat ons geloof kan plaas in wie U is, dat U goed is, selfs wanneer ons dit nie verstaan nie, en wanneer ons nie weet wat vir ons voor, en U weet ons Here, U is in ons toekoms. U hou ons veilig vas en U stap 'n pad saam met ons, U begelei ons. Dankie dat ons hierdie persoonlike verhouding met U kan hê en dat ons kan getuig net soos wat Dawid het, die Here is my herder. Here, ek bid dat U so met ons sal wees in hierdie week wat voorlê. Gaan ons vooruit, behoed en bewaar ons, hou ons veilig. Waar dit vir ons moeilik raak of uitdagend raak, bid ek dat ons U sal sien, U sal beleef en dat ons aan U sal vashou. Dankie Here, in Jesus naam. Amen en amen. Ek hoop jy het so 'n ongelooflike geseënde week, mag die Here regtig met jou wees. Volgende week gaan ons voort met ons reeks My Lewe, My Lied. Kan nie wag om jou daar te sien nie. Mooi bly, totsiens.